Baie dankie, Suus. Baie dankie, Ben, was uitstekend. Hierdie Mernet, wat hierdie skildery gedoen het, is deurbraak, breakthrough. Nou, goeiemôre. Vir al die mans, geseënde Vadersdag, mag die Here julle ryklik seën. Ek het 'n woord van God ontvang die laaste week en 'n half. Dit is een van die woorde wat die meeste inspraak, ingrypend in my hart gehad het. Die onderwerp is geloof wat nie laat los nie. Geloof wat nie laat los nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat daar 'n geloof is wat God jou gee. In English it's got so much tenacity. Daar is soveel deernis, soveel krag, soveel betekenisvolheid, dat die geloof wat jy het, kan jy die woord van God so greep aan kry, en dit nie los nie, totdat God 'n waarmaker van sy woord is. Dat jy greep op sy beloftes, aan sy karakter kan kry, en sê ek los nie die, tot U my seën nie. Dit is wat die Afrikaners sê, aanhoue wen. Dit is wat die Afrikaners sê, jy moet raakvat. En ek gaan met julle vandag 'n boodskap bring, spesifiek vir Vadersdag. God het deur die hele Bybel manne aangespreek en gesê, julle is die voorbeeld van 'n familie. Julle is die voorbeeld van hoe 'n huwelik behoort om te wees. God is die God van Abraham, Isak en Jakob. God het altyd eers met die manne gepraat. En hulle moes aan hulle vrouens oordra wat God gesê het. Manne is verstel om 'n voorbeeld te wees vir hulle kinders, dat hulle kan naboots. En ek gaan met julle 'n baie opbouende woord en 'n baie reguit woord met ons gesels vandag. En ek preek glad nie vir julle nie, ek preek nou vir my. Julle kan sit en luister. As dit aanklink by julle vat dit. Maar dis nou, ek preek vir myself. So julle is welkom om te luister, wat ek gaan oor myself sê. In Genesis 25, 19 tot 21 sê die Bybel, en Isak het getrou met 'n vrou by die naam van Rebekka. En sy was vir 20 jaar onvrugbaar. En die Bybel sê dat Isak het namens sy vrou by God gaan intree en hy het gaan raad vra. Hy het by God gaan vra om sy vrou te seën, omdat sy onvrugbaar was. En God het sy gebed verhoor. En sy swanger geraak. Maar voor dit wil ek jou sê, omdat Isak namens sy vrou in haar vrugteloosheid, 'n vrou is geskep om generasies voort te bring. Daar's niks sterker in die wêreld as 'n familie nie. Familie was God se idee, die huwelik was God se idee. Die feit dat 'n man die voorreg het om 'n nalatenskap te hê vir die volgende generasies, is sy voorreg en is sy opdrag van God. En so, Isak raadpleeg die Here aangaande die situasie in wat sy vrou haarself bevind. Vrugteloosheid, glad nie vrugbaar nie. Dit beteken dat Isak as 'n man, toe hy sien hoe sy vrou ly en begeer om 'n ma te wees, het hy haar probleme syne gemaak. Haar behoefte syne gemaak. Want God sê, God het 'n man en 'n vrou bymekaar gebring, dat hulle in een wording een kan wees. Dat 'n harmonie kan wees.
Het julle besef dat die Bybel sê waar twee mense ooreenstem om enig te lewe, God gebied sy seëninge. Waar daar eenheid is, God gebied sy seëninge. In ander woorde, jy sal seëninge van God ontvang, maar jy nie weet hoe of wat om te bid nie. Jy sien, my eenigheid met my vrou, nou na 43 jaar saam. Wat beteken om een met jou vrou te wees? Dit beteken dat wat sy mee sukkel, sukkel jy ook daarmee en jy gaan raadpleeg God namens haar. Ons vrouens bid genoeg vir ons manne. 'n Man en 'n vrou en 'n man wat in eenheid is die waarborg vir hulle nakroos en nalatenskap om 'n generasie na te los. Want elke persoon in die Bybel wat 'n koning was, het of 'n nalatenskap van 'n generasie gelos van vloek of van seëninge. Ek en jy as 'n pa het 'n keuse. Wat 'n nalatenskap van 'n generasie wil ons nalat vir generasies om te kom. En dit is om so greep op God te kry, dat ons sal vashou aan sy woord, aan sy karakter, aan sy beloftes, aan die verbond waar ons in met God is deur die bloed van Jesus. En waar daar eenheid is, God gebied te seën. Dit is baie makliker as om een af te bid. Al wat God sê is, word een. Jy sien, God het bedoel dat die man en die vrou 'n ewe beeld sal wees van die huwelik, wat 'n weerspreking, nie 'n weerspreking nie, daai woord. 'n weerspeling, baie dankie, thank you. Het is ongelooflik hoe vrouens as 'n koor na vore kom, né? Man sukkel om 'n piep te maak, maar vrouens kan 'n koor sing. Dat dit weerspieël die beeld van Jesus, die bruidegom, en ons as die kerk as die bruid. Ons fisiese huwelik, ons fisiese familie is presies, the Bible says we are the family of the household of faith. Ons is die familie van die huis van die geloof. En dit rus op die man eerstens. God wil hê dat die man moet die voorbeeld wees. Hy is die een wat die leier moet wees. So, wat is die doel van God? Dat Isak vir sy vrou ingetree het. Die intensie van God is, die bedoeling van God is, dat die man en die vrou sal hulle doel in God ontdek. Om wat te wees? Om 'n gesin na vore te bring. Dat ons sal kan sê, soos Josua, as vir my en my huisgesin, ons gaan die Here dien. Die manne maak daai besluit. As vir my en my huisgesin, gaan ons die Here dien. Ons aksies bepaal wat ons glo. Jy kan glo wat jy wil, maar as jou aksies wederstrewig is, het daarteen bots, glo ons niks wat die Bybel sê nie. Ons reaksie en ons aksie vertoon wat ons glo. Jy kan niks meer glo wat jou aksie nie uitwerk nie. So die Bybel sê, sy word swanger. Sy raak swanger, kan jy glo? En sy sit uit, en sy sit uit, en sy sit uit, en daar is 2 seentjies in haar baarmoeder. 2 seentjies, hallo. By die naam van Jakob en Esau. En die wonderlike ding van hier is, sy is so bly, sy is so opgewonde, dit gaan so goed met die swangerskap, tot op 'n dag. Doen sy wat baie vrouens sê, op 'n dag daar was 'n vrou. En sy is by 'n winkelsentrum. En haar seentjie van 4 en 6 vat mekaar, stamp en stote in die winkelkompleks. Hier kom een van haar vriendinne en sê vir haar, "Yesterday, hoekom beklei jou kinders so in die publiek?" Hulle sê hulle beklei nie, hulle stoei net met mekaar. Asof stoei 'n bietjie meer effens, 'n bietjie meer veilig is as te beklei. Het is ongelooflik hoe ons woorde vervang om iets meer sagkens oor te dra.
Julle opgewonde, jy moet julle gesigte sien. En ek moet daarna kyk vir 'n hele halfuur. 2 van hulle is in die baarmoeder. Die baarmoeder sprei uit en sprei uit. Verplaas die niere. Terugdruk die pankreas. Die lewe is in sy kanon in. Ek weet nie kom julle mans lag, julle was nog nooit swanger nie. Ons vrek moet 'n verkoue. Moet nooit sê, jy het meer, nee, kry jy 'n babietjie en 20 rekmerke. Dan kan jy klaar. So, die Bybel sê in die 2 seuns, worstel met mekaar. Het jy gehoor die woord worstel in die Hebreëse taal beteken om te stoei? Hulle stoei met mekaar. Totdat die een moet uitkom en hy is die eerstgebore Jesu. Wat beteken baie harig? Krap, hier is ek uit. Jakob beteken a smooth man. Hop, daar is hy uit. The problem with smooth men is that they normally scallops. A scallop is very smooth. Harig is goed. Ag, julle vang. Ek het nie eens 'n boshaar nie, so ek weet nie hoekom ek dit nou sê nie. Ai julle. As jy na my kyk, jy sal dink ek is 'n fietsry, maar ek het nie 'n fiets nie. Waar was ek? Ek weet nie meer nie. Hulle stoei met mekaar. Dit is so ongerieflik. Dit veroorsaak soveel pyn. Hoekom? Want in 'n stoeikruit is daar redelik spasie om van die ou wat jou wil plat kry, om te sê vir my jy gee oor, en jy kry hom in 'n greep, of jy knak sy knie uit lid uit, of jy wurg hom om die keel, en dat hy op die, so moet, ek gee oor, I submit. En as hy geveg oor. Nou hierdie 2 seuns is in 'n ander stoeikruit. En dis die baarmoeder. Daar's nie baie ruimte nie. Veral hulle is nou by 6, 7, 8 maande. Jy weet, verstaan jy? Hulle stoei met mekaar. Nou moet jy weet hoe lyk die organe. Ai julle. Was niemand hier swanger nie. Dat jou een laaitjie kom uit en hy's 5 pond. Engelse kry nie sulke groot as hy. Ons is hier so by 1.2. Nou is daar 2 in die baarmoeder. Hier hulle gee mekaar gas. En die snaakste ding is, hier kom Jesu uit. Hier gaan hy uit. En Jakob sê, wat die vet? Dis nie in die Bybel nie, dis nou my weergawe. En hy vat hom by die haksteen. En hy pluk hom af. Dis reg genoeg vir 'n vrou om 'n babietjie te kry, maar om weer in en uit. Nou, that is nie rekmerke nie, dis gratis. Hier kom hy. Oh, hy was hier. Hier kom hy. Waar is jy? Jakob. Wou iets van Jesu gevat het, wat God nie vir hom op hierdie tydperk gegee het nie. En Jakob beteken plaasvervanger, supplanter in English. En die Hebreëse woord vir supplanter is, jy vervang die een voor jou met jouself, om hom af te trek. Weet jy hoeveel mense trek mense af? Omdat hulle jaloers is oor sy sukses en al die goed, ons het 'n neiging om mense af te trek. So hy trek hom af. En hier kom hulle al 2 uit. En wat ek daarvan hou, is dat Jakob waar aan sy naam, wat beteken bedrieger, wat beteken iemand wat mense mislei, wat beteken iemand wat altyd mense kill. Jakob wou die eerstgebore reg van Jesu, deur sy krag, deur sy hoogmoed, deur sy ywer, deur sy werke, wou hy hom agtrek en hy wou die eerstgeborene wees. Maar God verklaar die einde voor die begin. God doen net wat hy wil, en God doen alles volgens die plan van sy wysheid, volgens uitverkiesing. Jesus sê, julle het nooit my gekies nie, ek het jou gekies. En die Bybel sê, die 2 van hulle raak groot, en die pa het Jesu lief gehad, omdat, is ongelooflik, dat soveel ouers het hulle
kinders lief omdat hulle iets doen wat die ouers plesier. En Isak het vir 'n wildsman was. En hy het 'n wildsbok gaan skiet. Hy moet 'n pyl en boog. En hy het dit voorberei. By the way, nie moet sy resepie nie, ma se resepie. Ma se sous, ma se speserye. Come on. 'n Ma is tog die helpende hand in die familie. En hy moet nou dit na sy pa toe gaan om 'n seun van sy pa te ontvang. En Rebekka hoor dit en sy sê vir Jakob, terwyl hy jag, luister na my. Hy's gehoorsaam aan sy ma, luister na my. Maar nou lyk dit asof Rebekka net so skelm is as sy tweede seun. Nie Aitjie na sy faitjie, Aitjie na sy maatjie. En sy sê, doen wat ek vir jou sê. Gaan na jou pa toe, ek gaan nie dit. Gaan kry jy 'n bokkie, ek sal daai vleis 'n bietjie wild laat proe, ek sal die sous en ek sal die speserye, vat dit nou jou pa toe, ek gaan kry die seëning. Oei, gaan kry die seëning. Wat? Ja, gaan kry dit. Want jou pa gaan jou seën. Hoekom het sy decepsie gebruik om dit uit te voer? Die metode was nie reg nie, maar die doeling was reg. Want toe sy hierdie goeie naam baarmoeder gaan, toe sê sy, moet dit so moet my wees. As dit so is, hoekom leef ek? Hoekom leef ek? Al hierdie botsing, al hierdie gestoeiery in my, die pyn wat ek moet deurgaan. As dit so met my moet gaan, waarvoor leef ek? En die Here sê vir haar, 2 nasies is in jou baarmoeder, wat die Here nie in 'n baarmoeder kan druk nie, né? Party vir jou ma's het hier gestaan net met jou. Hier is ons 2 en hulle stoei. Was hulle Afrikaners? Maybe. Maar Afrikaners hou van stoei. Uit al die gevegte, hulle hou van stoei. Hulle hou daarvan. Want stoei is alles oor krag. En jy moet op jou heupe staatsmaak vir jou balans te hou en jy moet kan mekaar vasvat en jy moet een op die grond kry en om in 'n posisie kry waar jy hom so druk dat jy sê, gee jy oor? Ja, okay, jy kan gaan. So hier's die mooi ding. Die eerste stoei geveg in die hele heelal was met Esau en Jakob. En ek gaan jou verduidelik wat dit beteken. Okay, kom ons begin. So die Bybel sê, op 'n dag kom Jakob en sy ma sê, hy sê, ma, ek het niks hare nie. Sy naam was seker Gary. Ek is so glad, so seep. Daar was hy, ek het nie hare nie. Sê, moenie worry nie, watch net, 'n vrou maak 'n plan. 'n Mans veronderstel om 'n plan te maak, maar 'n vrou het 'n plan. En sy sê, gee my die vel van hierdie bokke. Harig. En ek gee jou die klere van Esau. Het jy geweet dat mans kan dieselfde broek en soms in die weermag dieselfde onderbroek aan hê vir 'n paar dae as jy in die veld is? Dat later aan as jy onderbroek en daai ding, jy kan in hom spring want hy staan reg want hy klaar. Wie van julle was in die weermag al? Wie van julle weet? Hi julle. Daar was een nou in ons eskadron. Ek was by 1 SSB in Bloemfontein. Een van ons ouens het vir weke hom nie gewas nie, tot 'n paar van ons gekry het en met daai borsels, hallo, wat jy die paradegrond so mooi streepies mee trek, hy was vel af gewas. Hy was van binne af skoon. Daai man het nooit weer, daai man het gestink. Die Here weet, al het jy sinus, al het jy dik verkoue, jy ruik alles. So sy vat eers so sy klere, trek dit aan hom, sit die vel en sê, gaan na jou pa. Sy pa sê, wie is hy? Esau, hy is geborene. Hy lieg, hy's nie die eersgebore nie. Maar hy wou graag dit gewees het. God verklaar die einde van die begin. Kom hier my seun, ek jou voel, jy's harerig, ja, ek ruik dat, ja, ek ruik jou, ja, jy's my seun. Maar jou stem is soos Jakob. Dink jy so? Ja, jou stem is soos Jakob, because Jacob in Hebrew means a mild man.
a soft man, a complete man, a man lacking in nothing. Dis amper gelyk aan 'n sussie. A smooth man. Die Afrikaans sê in die Bybel, Jakob was 'n rustige man. Ongelooflik hoe 'n rustige man kan uithaal. En ontplof. En twak aanjaag. Dis nie altyd die wille manne wat twak is, hierdie stil ouens. Maar as hulle ontplof hulle. Dit is 'n seismic earthquake. Ai julle. Jy ken mos stilte, né? Onne. Toe mag nie daar gaan nie. So, hy seën hom. Na die tyd, hier kom Jesu in. Hy ryk soos die veld, hy het alles gedoen wat sy pa verwag het. Die Bybel sê, God het Jesu liefgehad. Die Bybel sê, Isak het Jesu liefgehad, weens sy wilsvleis. So, sy dade was vir sy pa, alles. Sy werke. Jakob het nie daarvoor gaan werk nie. Hy het sy ma gehoorsaam, omdat sy gesê het, die ouwe gaan die jonge dien. Dit was God se wil. En hy sê, hier sê ek pa, seën my. Wie was dit dan wat voor jou gekom het? Die plaasvervanger. Wie was dit? Jakob. En sê sy pa, hy is geseën en hy sal geseën bly. Maar pa, seën my. Ek sê daar is nie meer seëninge nie. Maar seën my pa, seën my ook my. Luister gou hier. En Abraham seën sy pa. En God seën die seun wat mislei, wat kill, wat bedrog pleeg. En God die Almagtige sal jou seën. Hy sal jou vrugbaar maak en jou 'n groot nasie gee. Jy sal 'n groot volk word. Hy sal jou die seën laat toekom wat hy aan Abraham gegee het. Abraham het nie gevat nie, hy het gewag dat God dit vir hom gee. Abraham was ook Abraham. Toe sit God haar in, wat is Jehova, en toe word hy 'n vriend van God. 'n Verbondsman van God. En hy het 'n nakroos en 'n nalatenskap gelos. That he determined the destiny of the next generation by a legacy. Gehoorsaam God. Dien God reg. Bring eer aan God. En hy sê, en God gee vir jou wat Abraham gegee is, en jy sal jou nageslag, en jy en jou nageslag sal die land waarin jy woon in besitting neem. Die land wat God vir Abraham gegee het. Nou kom God en hy gee vir hom die seën. Hoekom? Want dit het voor die tyd gebeur. Ek so bly julle vra my. Die Bybel sê dat Jesu gaan jag op 'n dag. Hy kom terug. Hy is foos. In English, famished. Ek weet nie wat dit beteken in Afrikaans nie, maar in Engels klink dit baie goed. In Afrikaans, vrekhonger. Hy was op. Wie van julle kom agter dat soms as 'n man en 'n vrou, as jy so honger is, jy raak eintlik knorrig. Jy raak 'n bietjie kwaad. Is dit nie so nie? Hè? Ek moet nou eet. Want jou krag verlaat jou. En die Bybel sê, Mr. Smoothie, hierso, Jakob, hy maak 'n sop van lensies. Wees versigtig vir lensiesop. Jy kan in die sop beland. Hy maak lensiesop. Hier kom, hy sê meer kuskeer, hy so vrek hond, hy sê, gee my van daai sop. En Jakob is 'n tweedehandse kar agent. Dis sal ek nou goed uithaal, nee. Hulle beskryf 'n model wat jy nie koop nie. As jy hier is, ek vra om verskoning. En Jakob kom agter. Hier's my kans. Hy sê, verkoop my jou eerstegebore. Hallo, hy wou dit aftrek in sy mag en gesag, en hy wou oor sy ego, en hy wou oor sy krag, en as hy hoog moet aftrek, God sê, dit werk nie so nie. Nou werk hy vir Sanlam. Gee my dit, beloof my, ek kry dit. En die Bybel sê, en Jesu het gesê, wat 'n profeet
sal ek uit my eerste gebore reg kry, aangesien ek nou so honger is. En hy sê, ek sal dit vir jou verruil, vir 1 koppie sop. Wat het Jesu gedoen? Die Bybel sê, en Jesu het die geboortereg van God geminag, geweier. In die Hebreëse taal sê dit, het dit agter sy rug gegooi. Wat God vir hom gegee het hy nie toegeneem nie. Het hy nie aanvaar nie. Het hy vergeet, dit was 'n geskenk, wat 'n voorreg is om jou regte te gee. En wat was die voorreg van die eerste gebore reg? 'n dubbele porsie. 'n dubbele porsie. Die Bybel sê elke man wat die baarmoeder oopmaak, kry 'n dubbele porsie. Reg deur die Bybel. Hallo? En die Bybel sê, en toe sê hy vir my, ek minag hierdie voorreg wat ek het. Wat ek verkoop het vir jou. Weet jy, hy het vir 1 bowl, I'll stick to it, 1 bowl of soup. He exchanged it for a generational blessing for generations to come. Om vir 1 maaltyd. Weet jy hoe gou gaan sop deur jou? Is uit. Nou, moet jy nie verkeerd oplees, nie? Dit was net iets wat uitgepop het. Hy het God se generasiese nalatenskap geruil vir 1 sopbakkie. Het dit sopbakkie. En hy het God se ewige generasiese legende verruil vir iets wat in en deur hom gaan. En daaroor God sê die volgende, omdat jy dit gedoen het, Maleagi 1 vers 2. God het Jakob lief gehad, maar Esau het hy gehaat. Ek sê vir God, hoe die vet kan u dit in die eie boek opskryf, want u sê u die wêreld so lief gehad, dat die seun, hoe kan u dit sê? He said, son, I didn't hate him. I hated what he done. Your actions determine your motives. Your actions determine what you want. Dit wat ek vir hom gegee het hy geweier. Maar God het dit in die einde geweet, voor die begin. En daarom het God gewag om iets met Jakob te doen, wat hy dit sou verkry het. God het dit klaar gegee deur Isak sy pa, om het te doen. Esau was die vader van die Edomite, wat tot toe vandag toe nog steeds Israel se grootste vyande is. Hulle minag en, hoor my, die Bybel sê in, I must finish quickly, die Bybel sê in Hebreërs 12:23, die kerk word genoem, die kerk van die eerstgeborenes. Niemand kan 'n kind van God wees, tensy jy deur die Gees weergebore word. Jy moet weergebore word. Die moment jy weergebore word, is jy die eerstgeborene van God, en jy kry man of vrou, want in Christus is nie man of vrou nie. Kry jy die voorreg van 'n dubbele porsie, wat jy nie hoef af te trek van iemand anders, wat jy hoef nie te beny van ander mense. Jy ontvang dit as 'n gawe, maar met daai gawe gaan 'n ongelooflike verantwoordelikheid om dit na te strewe, om dit te eer. Die Bybel sê toe Jesus uit die dood opstaan, is hy genoem die eerstgeborene uit die dood uit. As jy hier sal sit en jy het Jesus aanvaar as jou saligmaker, jy is die eerstgeborene. God wants to give you double. Hy sê, ek sal soveel seën oor jou uitstort, jy sal nie ruimte hê om dit te ontvang nie, want die seën wat jy kry is veronderstel om weg te gee. Die Bybel sê dat Jakob gaan toe daar weg, en nou het hy vir Laban vir 20 jaar gedien, 14 jaar vir die 2 vrouens, en 6 jaar vir die koeie, en al die goed, en hy skelm, hom bedrieg, want die Laban sê, wat moet jou beloning wees? Okay, elke bok en dit, wat spekkels en strepe, dis myne. Toe vat hy stok, en hy maak sulke holtetjies, sit dit daar voor die trop, waar hulle die mannetjie, die wyfie bykom, en toe wat hulle sien, hulle word. Listen, jy word wat jy na kyk. Jy word na wat jy kyk. Kyk genoeg pornografie, jy word dit.
Kyk genoeg twak, jy word dit. Jy is wat jy na kyk. Daarom sê hy, hou jou oë gefokus op Jesus, die volleinde van jou geloof. What you look at, you become. As hy in die oë gaan, is hy in jou verbeelding, is hy in jou. Wees versigtig dan wat jy kyk. Kyk na 'n vrou, kyk aan 'n vrou. Kyk na die. Natuurlik is nie hier van toepassing, net nood. Maar nie in die Kaapie, ons is so ver agter, ons kom nie by daai twak so vinnig hier. So die Bybel sê, dat Jesus sê vir die Here die volgende. Sê vir hom die volgende. Hy het gesê, Here, as U my sal, die Here sê vir hom, gaan terug na jou vader se huis toe, want daar gaan ek jou seën. Hy sê vir God, as U saam met my sal gaan en my beskerm op die hele pad soontoe. Hoekom? Want hy het gehoor dat Jesus kom nou met 400 manne op perde om hom dood te maak. Daar's 'n verskil om 'n reaksie te hê in jou vrees as om 'n reaksie te hê in jou geloof. Jou geloof hou God vas aan en jy's 'n waarmaker van sy woord is God. So die Bybel sê dat terwyl hy daar wag, sien hy nou sy 2 vrouens daarvan met al die goed en hy sê, as U my sal beskerm, as U my kos sal gee en klere sal gee en my veilig daar laat kom waar U gesê het ek moet toe gaan, dan sal U my God wees en ek sal U dien. Jy kom agter, hy's nog steeds 'n bargainer. As U dit doen, dan sal ek dit doen. En die Here hou sy woord. En die Bybel sê, en dan toe gee God vir hom 'n droom. Hy slaap op 'n klip, en hy droom, hierso is 'n leer wat opgaan, engel op en af, en bo staan God self, en God praat met Jakob en sê, Jakob, ek is die God van Abraham en Isak, en ek gaan in die grond waarop jy lê, gee vir jou en jou nageslag. God wil altyd 'n man, 'n nalatenskap nalat vir sy nageslag. God stel belang in nageslag. Dis hoekom hy kyk na 2 kinders in die baarmoeder en hy sien 2 nasies. As ek en jy net kan verstaan die potensiaal wat God in jou sien, wat jy nog nooit raak gesien het nie. 2 nasies. Do you understand what I'm trying to tell you? Blykbaar nie. En die Bybel sê, en Jesus, toe hy verder loop om sy broer te ontmoet, sê die Bybel, 2 camps. 2 kampe van engele het langs hom geloop al die tyd. Terwyl hy gaan, God het sy woord nagekom aan wat Jakob van hom gevra het. As U my sal beskerm, beskut, en dan sal U my God wees. 2 klomp engele, hulle. Hebreërs 1:14 sê, is alle engele nie dienende geeste wat gestuur word om die te bearbei wat saligheid moet beerwe. Do you understand what I'm trying to tell you? Praise die Here, man. Ja, ek is opgewonde, nee. So opgewonde. As ek halfuur oor gaan, sit net asseblief. Maar ek gaan nie. So die Bybel sê dat toe hy nou almal oorgestuur, hy was alleen by die Jobbakrivier. Toe sê die Bybel, en 'n man het met Jakob begin stoei. Let op, die Bybel sê nie, Jakob het met hom bestoei gesê. Wie was die man? Wat was Jesus voor hy gebore was? Ek wens ek het tyd om dit te verduidelik aan julle. Jesus was die Christus voor hy gebore was om Jesus 'n naam te kry. Hy was altyd die seun van God, voordat hy 'n seun van mens geword. Verstaan jy wat ek probeer sê? Jesus is van Genesis, reg deur die Bybel, op aarde, baie keer. Asseblief glo my net. Ja, maar jy's net Engels. Glo my as ek die waarheid preek. Ons darm die sout van die aarde. Do you understand what I'm trying to tell you? Ag, julle, los dit. Engelse sout, ag, los dit. So, hierso sê die Bybel die volgende. Hierdie man stoei met Jakob. En die Bybel sê toe hy sien, hy kon hom nie oorwin nie. Nou dit is Jesus wat met 'n mannetjie stoei. En God sê, hy kan nie oorwin. Dit is nie dat God nie die mag het nie. Hy het hom gestoei as 'n man en nie as God nie. God kon in 'n oomblik hom heeltemal op sy plek gesit het. Maar God het as 'n man met hom gestoei. En toe hy sien hy kon hom nie oorwin nie, toe slaat hy hom uit sy potjie uit. Hallo. Hallo.
Help. Hy is heuploos. Wie van julle, nou stoei jy. Jy stoei met jou heup en jy spoei. Come on, jy stoei, jy gaan aan, hè? Nou het hy nie meer, sy pootjie is uit. Hallo, dit is pyn, dit is ongerief. Julle vang dit nie. Ek vra vir die Here, wat het hy uit Jakob probeer stoei? Hy sê, al sy ou natuur, al sy hoogmoed, al sy pretensies, al die goed dat hy altyd moet van iemand het gryp, hy moet altyd werk daarvoor. Hy sê, ek het hom gestoei, want as ek dit nie uit hom kry nie, dan gaan ek hom die naam kan gee as Israel nie. Ons was 'n sondaar, deur die bloed van Christus is ons nou kinders van God. Ons is nou mede-erfgename saam met God. Are you understanding me? Jy kan nie meer sê, ek's 'n arme sondaar, wel raak gered. Jy kan nie 'n sondaar en 'n Christen. Ons sondig nie meer deur ons geboorte nie. Ons sondig nou deur 'n keuse. Want die vlees is vyandskap teen die gees en die gees teenoor die vlees. Paulus sê die ding wat ek wil doen, ek doen dit nie. So ek vind daar's 'n wet in my. Die Bybel sê die vlees is van vyandskap teenoor God, want die vlees strewe teen die gees. Die vrug van die gees, die werke van die gees. Are you with me? En die Bybel sê iets baie mooi. Dat hy stoei met hom en dan die man Jesus sê vir hom, los my, want die son kom op. En hy sê, ek sal nie los tot u my seun, nie meer wat hy wil. He's not demanding. He's letting God choose what God wants to give him. Ek sal u nie los tot u my seun nie. In sy pyn, in sy ongerief. Jy sien, toe God hom kry tot 'n punt dat hy oorgee, that he submitted to God, dat hy onderdanig was aan God, het God gesê, nou is jy reg om eersgeborene reg te ontvang. En toe God in sy swakheid hom oorwin het die krag van God sy swakheid krag geword. Paulus sê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Are you understanding me? Hierdie vlees is nie wat God na soek nie. Jou gees moet opstaan, jou gees moet sterk wees. Are you understand me? Faith cannot come from the flesh. Works come from the flesh. Faith comes from the Holy Spirit as a gift. En ons het dit. Elkeen van ons het dit. Please put on the clip. Sien julle nou in die klip asseblief. He did this for 38 minutes. Ek gaan soek wat ek wil hê. Kyk. Dit's 'n pitbull, papa. Dis nie 'n worshond nie. Dit's 'n worshond is 'n stoppe. Jy kan die deur nie oop nie, kan die oop nie, kan die. Nee, dit's 'n pitbull. Kyk. Hy klap homself dusnus. Maar hy los vir 38 minute. Teen swaartekrag gaan daai ou so aan. Want 'n pitbull en 'n bull terrier het die vermoë dat as hy 'n been vat of iets uitvat, ontsluit hy sy kakebeen. Hallo. Ou het gesê daai ou het gedink dat daai hond is 'n wat noem jy die dokters wat jou bene sny en weer terugdruk? Ortopeed. Weet jy dat daai hond as hy sy kakebeen ontsluit en hy kry die spiere kry 'n spasma en hy hou hom daar. En die hond besluit wanneer hy weet wil insit. Jy toe kom, jou heup is uit. Ek hoef nie dokter toe te gaan nie. Ek sal self inklap. Jy kan dit nie inklap nie. Dit moet ingesit word. Onder narkose. Verstaan jy? Come on. That's what it means to hold on to God met die pyn wat jy deurgaan, met die verlies, met al die twak. Waarmee stoei jy? Stoei jy met jou ou self? Stoei jy met jou ou gewoontes? Stoei jy nou met jou vrou? Stoei jy nou met jou werk? Stoei jy oor geld? Stoei jy oor siekte? Waarmee stoei jy? Waarmee stoei jy? En ek wil eindig. Oh Lord Jesus, thank you for this word. Thank you for this word. En toe Jakob oorgegee het aan God se wil, aan God se plan vir sy lewe, het God sê, nou kyk jou naam verander. Nou is jy Israel, want jy het saam met God en die mens oorwin. Wat is dit wat die wêreld oorwin, sê die Bybel, 1 Johannes 5 vers 4? Ons geloof. En wie is die een wat oorwin? Hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. As simple as that. Dis nie werke nie. Geloof. Geloof is die bostiek. Don't just stick it, bostiek it. Dat jy aan God hou.
wat jou aan God hou. Deur jou pyn, deur jou ongemak, deur jou verlieste, deur al jou nonsens. Faith holds on to God. Ek sê jy nie los tot jy my seën nie. Het julle geweet dat Jesus het met sy Vader gestoei? In die tuin van Getsemane? 3 keer. Hy vra vir sy disippels, "Waar kan bid vir my?" En hy gaan op sy knie, hy val neer en die Bybel sê hy was in doodsangs, dood in sy siel. Benoud met doodangstigheid. Die drukking op hom. Hy gaan na sy disippels, "Bid vir my boetas." Slaap hulle? En hy stoei verder, ernstig. Hy stoei met sy Vader. Waaroor stoei hy? Vader, ek weet, alle dinge is by U moontlik. As dit die wil is, laat die beker vir my bygaan. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Tweede keer gaan sy disippels, "Bid vir my." Derde keer sê, "Laat dit maar gaan." Waarmee het Jesus gebid? Waarmee het hy gestoei? Hy het nie gestoei namens hom nie. Hy het gestoei vir elke sondaar op hierdie planeet. Om by God te herstel word. Om 'n kind van God te wees, dat ons nie hoef hel toe te gaan nie. Are you understand me? Hy het met Jakob gestoei om sy ou natuur uit te kry, om sy nikke uit te kry, om sy twak uit hom te kry, sodat hy Israel kan word. En ek wil vir jou sê om jou te eindig, die Bybel sê, ons worstel met bose magte en met demone elke dag. I've been asking God the last 4 days, what I'm going to preach, teach me. Stoei moet my asseblief. It's a fearful thing when God grabs you. Maar hy kry uit jou wat jy nie uit jouself kan kry nie. Ou gewoonte sterf moeilik, sê julle Afrikaners. Laat dit val waar hy wil. Ek is maar net 'n sondaar. Hou op met al hierdie twak praat. Dis nie in die Bybel nie. Ek wil vir elke man op Vadersdag uitdaag. Ek praat nou net met myself. As jy my hoor en jy vat dit, dan vat dit. Maar dit is tyd dat ons in hierdie nasie, as 'n kerk, al die kerke wat Jesus Christus glo as die Seun van God, ons moet nou manne hê, wat vir hulle vrouens, wat vir hulle kinders gaan raadpleeg by God, dat ons hulle swakhede ons sal maak en daarmee worstel, dat ons dit wat die kinders in ons sien, wat hulle nie veronderstel is om te hê nie, dat ons God sal vra, stoei met ons, dat dit kan uit, sodat wat kan in, kan vir ons kinders 'n voorbeeld wees. 'n Voorbeeld wees. En Jesus sê nie my wil nie. Toe hy onderdanig was aan sy Vader, en hy sê nie my wil, U wil nie. Toe gaan hy toe sê, dit is klaar, julle kan ek gaan nou kruis toe. Ek wil eindig met die, baie dankie vir julle tyd. Het julle geweet, die Bybel sê dat in Lukas 22 vers 22, en nou Lukas was nie 'n disipel nie, maar hy was 'n mediese dokter, en hy het Lukas geskryf. En hy sê die volgende woorde, dat Jesus, wat het ernstig gebid, dat hy benoud was tot die dood van sy siel, en hy het groot druppels bloed gesweet, wat op medies word gespreek, ek het net gesien wat kan uitspreek. Hematidrosis. Dit is 'n mediese terme, dat jy onder soveel stres is, jou gees, jou siel, jy so onder stres is, so angs dat jou siel wil doodgaan, dat die capillaries, die klein urtjies, in die oppervlakte van dit, almal bars. En Jesus het bloed gesweet, dat geval het, soos groot. He was praying for me and you. Hy het vir ons gestoei. En ons wil nie die eersgeborene reg eer nie. Ons wil Christene wees en nog steeds voortploete in sonde. Ons minag die geboorte van die eersgeboorte. God sê, ek gee jou die eersgeboorte. Julle is nou kinders van God. En wat is die doel? Wat is die uitsluitlike doel van hierdie preek? Ons worstel elke dag teen bose magte, wat baie sterker as ons is. Maar God sê, trek aan die volle wapenrusting van God. Ek het nie tyd om nou daardeur te gaan. Trek aan die volle wapenrusting, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen alles van die duiwel. En as jy nie vra dat God met jou moet stoei om jou sonde, jou gewoontes, jou twak uit jou te kry,
gaan jy nooit met hom kan stoei en nie alles onder jou knie kry. Ek lees dit en ek is klaar. This is a very good talk for everyone today. Maar is net vir my bedoel. Sorry? Lucas said, thank you. In the Engelse Bible, said the Bible, and Jesus prayed and sweated great drops of blood in agony. Daai woord in Grieks beteken to struggle for victory. To struggle for victory. Weet jy hoeveel mense struggle? Wat struggle in Afrikaans? Struikel. Worstel, dankie. Hoe sing julle soos 'n koor? Dis goed dat jy toelaat dat God met jou worstel. Want in jou worstel is God besig om jou voor te berei that in the struggle you will have victory. En hy wil met jou stoei sodat jy die tegnieke kan aanleer. Sodat jy kan doen wat hy doen. Hykie na sy faitjie. Come on! En ek lees die einde. 2 Korintiërs 10, 3 en 5. Daar sal staan. Want hoewel ons in die vlees lewe en wandel, ons voer die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te trek. Jy kan die vesting met die duiwel in jou kop, wat hy smokkel in jou kop. Jy kan hom stoei deur die krag van God se woord, die volle wapenrusting van God. Die borsharnas van geregtigheid. Die skild van geloof wat elke vuurige pyl van die duiwel blus in die skild van geloof. Die helm van verlossing. Jy sit die skoene aan van die bereidheid om die woord van God te preek. En jy neem die swaard van die gees wat God se woord is. Dieselfde ding in een sin is, bekleë julle met Jesus Christus, dis al die wapentuig. Bekleë jou met Jesus Christus. Dis nie jy wat die duiwel stoei nie, dit is Christus in jou wat deur jou hom stoei. Maar jy kry die voordele. Maar jy moet stoei en vashou en nie laat los nie. Jy ons nasie los goed te hou. Ons hou vas aan sonde, ons hou vas aan gewoontes, ons hou vas aan simpel tradisie. Nou God sê met daai selfde ywer, hou vas aan my woord. Hou vas aan my beloftes. Hou vas, want ek het in Getsemane vir jou gestoei. Nou wil ek jou leer hoe om teen die duiwel te stoei, sodat jy altyd meer as 'n oorwinnaar is in Christus. Manne, stoei vir jou vrouens, stoei vir jou huwelike, stoei vir jou kinders. Dit gaan net nie met jou in gebedjie kom. Of jy gaan dat iemand nou, ek gaan die duiwel uit jou dryf. Die simpel ding sê die Bybel, nie simpel ding. Die simpel ding is, die Bybel sê, as een duiwel uitgaan, kom 7 in. Hou op om net, hoor dit, raak die duiwel uit my. Stop, hou jou nie meer op, die duiwel moet uit. Hou net God binne. Hy kan nie dan nou nie. Haai, julle vang het nie. Hy wat in my is groot as hy wat teen my is. Met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n brende storm. Daar's niks wat ek nie met my God kan doen nie. Hou op hierdie twak. Ek kan ophou sonde as ek wil, jy praat twak. As jy een keer pornography gaan kyk. Jy kyk aan daai tannie. Jy kyk aan lyfie en jy kyk na jou vrou. Jy stupid. Jy vry moet iets wat jy nie is. Dis nie lewendig nie. As maar sê vir jou. Het jy 'n IQ? Het jy 'n self vir 'n brein? Maar as daai prentjie in jou is, en jy gaan vry jou vrou, jy verbeel, dis sy. Dis 'n onreg aan jou vrou. Jy's 'n slapgat. As jy nie hou van my prediking, moenie weer kom nie. Maar ek gaan reguit wees. Ek praat nou met my. Jy raadpleeg God vir jou vrou. Wat sy mee sukkel, maak dit jou sukkel. Wat sy mee lei saam daarmee. Hoekom? Die beste ding wat 'n man kan doen, is om die vrou lief te hê van sy eie kinders. God wants a man. This is Father's Day. This is your present from the Word of God. Wrestle with God.
Wrestle with God. That's the only way to get free of all this twakkets in us. En ek eindig. Ons worstel nie met vreeslike goed, maar krag deur God. Wat is die krag van God? Die wapenrusting van God. Om vestings af te werp, terwyl ons die planne verbreek van elke skans. Die Bybel sê, ons is nie onkundig aangaande die listigheid en die planne van die duiwel. Jy weet onmiddellik in jou gees jy kind van God is, dit is verkeerd. Hierdie gedagtes nie van God. En jy kan daai gedagtes, sê die Bybel die volgende sin, jy kan al hierdie skuins gedagtes aftrek. Ek kan dit verplaas met die gedagtes van God. But you got to know how to wrestle. Jesus, God sê in Jeremia 29:11, want ek die Here jou God weet wat 'n gedagtes en bedoelinge ek vir jou het. Gedagtes van vrede, nie onheil nie. Van voorspoed en nie teëspoed, dat jy 'n hoopvolle toekoms moet hê. Dit is alles bevat in die eersgeboorte reg. If you're born again, you have this privilege. You have this privilege. Moet dit nie minag nie. Moenie laat jou vlees vir een flippende hapkie van die vlees. And by the way, as ons mans na ons vrouens kyk, op hierdie ouderdom, wat is sy naam te kyk? Dink jy jy's nog steeds so handsome soos jy was? Dink jy dieselfde chassis wat jy gehad het 40 jaar gelede? Jou asem stink, jy het nie eens ordentlike tande nie, is nou 'n suigsoen. Just come right, just come. Moenie dink meer as van julle wat julle toe dinkie. Ek sê vir jou nou, ek het nog nooit so gepreek nie, maar ek sê vir jou, dit is so hard in my hart, dit is nou net vir my, jy kan het vat of los. Maar kan ons een van die gemeentes word in Kaapstad, dat ons mans na God toe gaan, sê, worstel met my, sodat ek namens my gesin kan worstel. Sodat ek kan teen sonde worstel, met die wapen, dat die wapentuig van God, wat deur u gaan, mag dat ek al die goed kan aftrek. Dan gaan ons nog meer, bid vir my dat ek moet bevry word. Is jy stupid? It's a tool. Can I tell you, a tool is not as effective as the word of God. A tool is a substitute. You go to God. Bevry my. Ons sê God, kom ons stoei. I'll rather stoei with God. And by me touching him, everything from him is coming into me, so that I can teach my children how to do it. Kan ons asseblief 'n kerk word van Hebreërs 12:23. Want die kerk van Jesus Christus is die kerk van eerstgeborenes. We are the household of faith. To end off, sit hy hond weer op asseblief. He did this for Picture it, 38 minutes. Boy. Sê vir jou langs jou pitbull. Sê vir dit. Sê vir jou langs jou pitbull. Moet asseblief nie nou sê vir jou vrou, ek se worsie. Nou, drop die worshond. Drop die flippende worshond. I'm a pitbull. You understand? I'm a pitbull. Come on, folks. Come on. Come on, look at that. Yalla. Wat dan? Vir 38 minute, party van ons kan nie eens 10 sekondes uithou nie. Ons moet weer Sondag gaan. Come on, did you get something here today? Yes, praise God. Good. Want hy wat in jou is sterk as hy wat in jou is. Kom ons word almal stoeies. Here, ek dank U dat U ons mense seën. Here, laat ons hierdie woord aangryp. Dankie dat ons die lewende God kan raakvat. Met al ons vuil goed, met al ons sonde. Niks van ons besmet U nie. Maar as ons U raakvat, U vat al die goed wat ons besmet en U maak ons heilig. En as ons heilig is, is ons veilig. En ek vra, laat daar gees van heiligheid oor ons kom asseblief. Dat ons moet 'n skoon hart, 'n rein gewete en skoon hande voor U sal leef. As 'n man, dat ek so sal wees vir my vrou. Dankie vir vrouens wat soveel ons opbeer en ons bemoedig en ons komplimenteer. Maar kom ons vat ons plek as 'n man. That we can leave the next generational legacy van kinders wat nooit sal losgaan van God, want hulle sal soos daai pitbull God so raakvat dat niks sal daarvan afkom nie. En ek dank U daarvoor.
word verheerlik in ons midde. Amen. Baie dankie dat julle geluister het. Die Here sê dankie vir al die finansies en die tiendes wat julle die kerk gee. Baie dankie. Die wat gebed wil nodig het, kom vorentoe asseblief. Bye bye.